Romeine 13 vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit is alles nodig, omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot geloof gekom het. Here Jesus Christus, vanoggend wanneer ons hier by mekaar is, dan raak ons bewus van die grootskaalse genade wat op ons elk Vader van u liefde, daardie liefde wat ons omvou van alle kante af. En ons kom sit vir 'n oomblik, Vader, net in daardie liefde. Vader, ek bid dat u ons sal vul, van ons tone tot by ons kop, met die genade wat gepaard gaan van Vader Here Jesus, met die opoffering aan die kruis. Want ja, Here, dit is gedoen, sodat elkeen van ons die volle liefde van God kon sien vir ons elkeen. En kan besef dat ons vandag hier sit, binne in genade, met die vooruitsig om die ewige lewe te betree, as gevolg van u, as gevolg van daardie liefde. Dankie, Here Jesus, dat u ons innig lief het. En dankie dat ons daardie liefde vir u kan teruggee vandag, deur ons gebede, ons saam wees, die liedere wat ons sing, mag dit ook so wees, Here Jesus, dat ons vandag dit van harte vir u gee. Amen. Gemeente, genade en vrede kom na jou toe. God seën jou, hy groet jou vandag in liefde. Daardie liefde ervaar, en mag iets van daardie liefde uit jou oë uitstraal, wanneer jy die erediens verlaat. Gemeente, ons woordverkondiging kom vandag na ons toe vanuit die boek Johannes, die eerste boek aan die einde van die Bybel, maar die kort boekie, 1 Johannes, en ons gaan daar saam 21. Ek sê dit gereeld wanneer ek hier by die eredienste is. Ek glo en vertrou, ons sit hier vandag nie alleen om na my te luister nie, maar om hier te wees om te hoor wat God vir my wil sê, vir jou wil sê, vir haar wil sê. Ons elkeen sit hier met 'n innerlike behoefte om iets te sê. Ons elkeen sit hier met 'n innerlike behoefte om iets van God te hoor. Vanoggend dalk wanneer ons stil word rondom een van die liefdestekste, is dit juis hierdie woorde wat jy dalk nodig het om te hoor vandag, sodat jy jouself kan kalibreer. Dalk is jy op 'n plek in jou lewe waar jy verdwaald is. Dalk is daar goed wat jou so besig hou dat jy nie die lig van môre kan sien nie. Dalk is jy op die regte pad en jy het net 'n bietjie meer energie nodig. Waar vind ons dit? Johannes praat met die gemeente en hy praat ook, as ons na die Here toe gaan, die bron van liefde, liefde self, sal ons die liefde van God ontvang en daardie liefde sal ons help om vorentoe te gaan. Soveel so, dat dit alle vrese en bekommernisse sal oorbrug oor skadu. Mag dit ook so wees, wanneer ons daarna luister, dat daardie woorde vir jou sal waar word. Ons lees saam in die 4de hoofstuk van vers 7. Geliefdes, moet mekaar lief hê, want die liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God, en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En hierin het God sy liefde vir ons geopenbaar.
Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan kry. Vergelyk dit met die Evangelie Johannes in die 3de hoofstuk, vers 16. Dit sê ons vir mekaar, werklike liefde is dit. Nie die liefde wat hy aan ons bewys het. Ek sê weer, werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Anders gestel, behoort ons ook mekaar by te staan. Behoort ons ook mekaar te ondersteun. Vers 12. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. En hierin weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee, en ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is? God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God, die liefde bly in God en God bly in hom. En hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus is nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. En ek herhaal weer, gemeente, soos wat ek vroeër geskryf het, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê. Want hy, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Mag die Here sy woord ryklik seën. Net voordat ons kom by die tema, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, soms is die krag van die evangelie opgesluit in die eenvoud van die woord. Soms is dit wat ons nodig het om te hoor, die basis van ons geloof, die liefde. Soms het ons nodig om onsself te anker binne in die wese van die evangelie, die liefde self. Johannes 4, waar Johannes aan die woord kom om met die gemeente te praat, juis oor die bron van liefde, mag dit ook iets binne in ons wakker maak. Mag ons ook onthou in wie ons gewortel is. Mag ons onthou wie ons fondasie is, ons basis is, waarop ons lewe bou. Mag dit dalk vir ons die sekerheid gee, om net vir 'n oomblik in die arms te rus, te vergeet oor die dag van môre, onsself te vergewe oor die verwyte wat ons saam met ons dra oor die verlede. Mag ons hier teenwoordig wees en rus vind in die arms. Daardie liefde, Vader, wat U vir ons het, en wat U vir ons bewys het 2000 jaar terug, is vandag nog net so lewend, intens. En Vader, Here Jesus, ek glo, dat as ons vandag lank genoeg in daardie liefde sit, en net fokus op die liefde, die bron van liefde self, dat alles anderste rondom ons sal stil word, en dat ons die lewe sal sien, soos wat U wil hê ons dit moet sien. Mooi, vol vreugde, net soos wat U dit gemaak het. Ons dankie Vader, dat ons kan luister na dit wat Johannes vir ons wil sê. Amen. Gemeente, in kort sluit hierdie titel van 1 Johannes 4 aan by die kinderbeeld wat ons vanoggend hier gesien het,
en getuig oor 'n liefde wat oorvloei na die res van die wêreld toe. Soms het ons nodig om vir mekaar te vra, wat is die funksie van liefde? Soms het ons nodig om vir mekaar te vra, wat is ons funksie hier vandag? Is ons funksie, is ons doel, is ons roeping hier op aarde net om onsself vol te maak? Is ons roeping hier op aarde net om onsself vol te maak? Om so te leef dat ons ingekeerd is, sodat ons insamel, sodat ons nog goedere kan kry, nog middele kan kry, en dalk net 'n klomp besittings kan nalat vir ons geliefdes? Of is ons hier vandag om dit te gaan deel en te gaan leef? In die 1900s, om spesifiek te wees die jaar 1900, het daar 'n boek tevore gekom wat die ouer mense hier vandag sekerlik al gehoor het van. Die boek se naam is The Wizard of Oz. En binne in hierdie boek waar daar omskryf dat daar 3 karakters saam met 'n vroutjie geloop het op soek na alles wat hulle nodig het. Een van die karakters wat ons teekom binne in hierdie boek is wat hulle noem die Eysterman. Die Eysterman het aangesien op soek na 'n hart, want hy is gemaak sonder 'n hart. Hy was as te ware soos wat Paulus van sal gepraat het en die lied waarvan ons gesing het, 'n galmende simbaal, leeg, nutteloos. Soos wat hierdie verhaal aangees ons dat hierdie man groei in sy liefde. Hy het altyd 'n hart binne in hom gehad, maar hy het dit nie geweet nie. Deur verskillende optredes te gaan doen, mense te gaan help, het hierdie hart begin groei en groter geword tot hy ervaar het. Die rede waarom hy niks gevoel het nie, is omdat hy niks gegee het nie. Gemeente, wanneer God met ons kom praat rondom die liefde, dan kom sê hy vir ons op 'n besonderse manier, moenie soos 'n masjien raak in hierdie wêreld nie. Moenie jou lewe inorden om dag vir dag, taak vir funksioneer, dat alles waarmee jy besig is, God se genade oorskadu nie. Want die liefde wat God vir jou gegee het, is die primêre doel om na te jaag. Johannes kom op 'n besonderse manier en hy kom praat met die gemeente en hy sê vir die gemeente, wil julle weet wat is die fokus? Wil julle weet wat is die doel van die kerk? Wil julle weet wat is die behoud van die kerk? Die behoud van die kerk is die liefde. Maar dis nie daardie liefde wat alleen binne in jou leef nie. Dis die liefde wat oorvloei jou na die res van die wêreld toe. Ja, dis soos die lied vir ons sê, om te gee is beter as om te ontvang. God se ekonomie maak nie sin vir ons wat hierso is nie. Wanneer ons kyk na die beginsels wat God vir ons gee om ons lewe in te rig, dan weet ons, sommige van die goed maak nie sin nie, maar dit werk. Een daarvan het Jesus gesê, as jy meer wil hê, gee al jou besittings weg. As jy meer liefde wil hê, gee jou liefde weg. Kom soek dit by my. As jy iets van Johannes se teks wil gaan verstaan, dan het jy nodig om na die evangelie van Johannes toe te gaan in die 3de hoofstuk en daardie verhaal van Nikodemus weer te gaan nalees. Want Johannes se teks in 1 Johannes 4 bou voort op die verhaal Jesus Christus gehad het. Kom ons herinner mekaar gou daaraan wat het afgespeel in daardie aand. Daar was 'n wysgeer, 'n man met baie kennis, 'n geleerde persoon, 'n ouer persoon wat in wysheid na Jesus toe gegaan het, baie soos ons elkeen wat hierso sit, lewenservaring. En hy het na Jesus toe gegaan en vir hom gesê, Jesus, ek wil 'n volgeling van U wees. Ek wil deel in die liefde en die genade wat U vir die wêreld gee. En Jesus het vir hom gesê, Nikodemus, in hierdie nie. Jy kan nie een van my disippels wees as jy nie jouself weer laat gebore nie. Snaakse woorde vir Nikodemus,
Snaakse woorde wat dalk vir ons vandag gegee word wanneer ons sê, wil jy weet hoe om meer liefde te kry? Hoe om meer liefde te kry? Jou liefde, sê Johannes, moet soos Nikodemus in elke dag weer en weer herhaal. Dit beteken dat daar waar jy kom, dat jy sal kies om die liefde te gee, al voel jy nie so nie. Dit beteken dat daar waar jy die liefde van God sigbaar sal maak om mense te help. Waarom? Want in Romeine 13 het ons gehoor dat Paulus ook gesê het, onthou, die uur is laat. Julle weet hoe noodsaaklik dit is vandag om te deel in hierdie liefde. Kyk rondom jou. Raak bewus van die omgewing waarin jy jouself bevind. Dink na oor die mense wat oor ons paaie kom en raak bewus daarvan dat daar so groot behoefte is om iets van God se liefde raak te sien. Kerk van ons Here Jesus Christus, sê Johannes, dit kan nie anderste dat ons die liefde van God sigbaar maak nie. Want daardie liefde het Jesus Christus vir ons kom wys. Hy kon gekies het om daardie liefde vir homself te hou. Hy kon gekies het om te wag dat almal vir hom liefde moet gee, maar hy het gekom juis om daardie liefde vir mense sigbaar te maak. Filippense 2 sê dit so mooi, Jesus Christus het gesien as iets waaraan hy moes vashou nie, maar hy het dit een kant toe geskuif, my woorde, en hy het afgekom aarde toe, nie om gedien te word nie, maar om te dien, om die voete van mense te gaan was. Weet jy wat is die een doel van Genesis tot Openbaring? Die een kernboodskap wat die Bybel vir ons wil leer. God is liefde. Hy is 'n liefde wat gedeel wil word. Ek wil hê jy moet dit weer hoor. God is hoor. God is liefde wat gedeel wil word. Genesis praat daarvan dat God die aarde gemaak het vir die mens. Die vraag word gevra waarom? Hy het genoeg engele gehad wat hom kan aanbid. Hy het nie nodig, juis sodat hy sy liefde kon deel met daardie skepping. En wat 'n wêreld, sê Johannes vir ons, kan ons daardie liefde dan vir onsself hou? Hoe kan dit dan wees dat ons sê die liefde wat ons het kom voort vanuit onsself uit? Ons sal kies of ons die liefde wil hê en ons wil kies of ons die liefde wil gee of nie. God sê vir ons vandag, die bron van liefde word net. En dalk moet jy weer daardie woorde gaan lees in 1 Johannes 4 wat gesê het, ware liefde is dit, nie die liefde wat ek vir God het nie, maar die liefde wat God vir my bewys het. Want hy het die eerste tree geneem. Hy het die eerste opoffering gemaak sodat die brug tussen die Vader en die skepping kon herstel. Met die kruisdood is daar die brug vir ewig gemaak, vir generasie op generasie op generasie om na God toe te gaan bring. 'n besonderse beeld wat Johannes kom en hy kom herinner die kerk aan. Maar hy gaan verder. En hy gaan weer in op Nikodemus se verhaal en hy sê, kerk, Nikodemus moes verander. Die liefde moet ons verander. En weet jy wat sal ons word wanneer die liefde van God totaal oorloop binne in ons en oorvloei na die wêreld toe? Vers 12, 13, 15 en 16 sê die volgende, ons sal die gesig word van Jesus. Iets van sy liefde uitstraal, in die manier hoe ons kyk, in die manier hoe ons praat, in die manier hoe ons glimlag.
Ons sal waterdraers word. 1 Korintiërs sê, ons is kosbare kruike, wat 'n skat in ons het. Ons is gemaak om daardie liefde te dra van God. En as ons dit nie dra nie, wie sal? Waar sal die liefde na vore kom as ons dit nie neem na ons kinders, na ons skole, na ons werksplekke, na ons gades, na ons vriende, na die eindskole, na ons werksplekke, na ons gades, na ons vriende, na die eindhoeke van die aarde toe nie? Waar sal hulle die liefde kry? Een van die mooiste beelde wat Johannes gebruik het, is om te sê, ons is woordeboeke. Woordeboeke wat wys hoe lyk die liefde. Die woord is anders as 'n stelstandige naamwoord. Hy gebruik dit nie om te sê, dit is liefde, soos 'n tafel nie. Hy sê, nee, liefde is aktief, dit beweeg, dit hou nooit op nie. En die ongelooflike ding is, as ons liefde met mekaar begin deel, dan sien ons nuwer goeters wat gebeur. Ons sien hoe die liefde grense oorbrug. Ons sien hoe die liefde mense genees, sielkundig, emosioneel. Ons sien hoe die liefde omgewings verander, werk se ingesteldheid verander, net omdat ons omgee. En dan natuurlik sê Johannes vir ons, dis deur die liefde waar ons ankers word vir mense. Ons kan nie in hierdie wêreld alleen leef nie. Ons is nie gemaak om in hierdie wêreld alleen te funksioneer nie. Ons is nie sterk genoeg om alles in ons lewe self te kan dra nie. Daardie vrese en bekommernisse, die angs, die goed wat ons slapelose nagte gee, ons is nie gemaak om dit alleen te dra nie. Daarom, kerk van ons Here Jesus Christus, sê Johannes, het God sy kerk gemaak om 'n veilige ruimte te wees waar binne mense die liefde van God kan ervaar. Hy gaan na die gemeente toe, hy sê, maar kom ons maak dit nog meer prakties vir julle. As julle wil verstaan hoe die liefde werk, kom ons gaan terug na die proses van Nikodemus toe, waar Jesus vir Nikodemus gesê het, jy moet weergebore word, en ons pak daar die metafoor uit. Hy sê, die liefde is soos 'n wedergebore proses. 'n Baba wat in hierdie wêreld inkom, hy word lief gehê. Daai baba kom met geen verwagting van 'n ouer in, eerder andersins as om voorgesorg te word en voorgekoester te word nie. En soos daai kind ouer word, so leer hy woorde, so leer hy aksies, so sien hy wat die liefde doen. Sy brein ontwikkel sodat hy die abstrakte goedere kan begin verstaan en kan sien wat die woorde van liefde in aktiewe taal beteken. En dan kom Paulus in 1 Korintiërs 13 en dan kom sê hy ook, as 'n kind. Ek het gedink soos 'n kind, ek het geglo soos 'n kind, ek het opgetree soos 'n kind, maar nou is ek 'n volwasse man en ek het daai goed laat staan. Johannes sê, daar kom 'n tyd in ons lewe waar ons daardie liefde gaan moet ontvang en ons gaan dit moet oorgee aan die volgende generasie. Want as ons die liefde vir onsself hou, sal die liefde sterf. Maar as ons die liefde gee, sal dit elke dag weer gebore word in nuwe omstandighede. Dit is soos 'n aflos, ek die stokkie aangee, kan die volgende persoon hardloop. Daardie persoon kan die stokkie vat en hy kan hom oorgee en die volgende persoon kan hardloop. En so is die liefde gemaak om aanhoudend die proses van God se genade sigbaar te maak. Maar wat gebeur as een van die atlete besluit om nie die stokkie oor te gee nie? Binne in 'n ketting as hy besluit om te los. Wat sal gebeur met die kers wat gemaak is om die vuur aan te steek, wat besluit het om dit nie te gee nie? Die uur is naby, sê Paulus. Ons leef in 'n tyd waar die liefde van God al meer sigbaar moet word. Daar is mense daar buite
wat die liefde moet ervaar, wat in die winter van hulle lewens sit, wat juis in hierdie omstandighede waarin ons nou onsself bevind, vergeet van die omstandighede waarin ons onsself bevind, wat nodig het om die warm kleed van Christus te voel, die aanraking. Johannes sê, ons elkeen wat hier is die geroepenis wat daar die kleed om die skouers van mense te plaas. Want ons het vir hulle nodig om te weet, daar is meer daar buite, as wat die wêreld probeer van ons ontneem. Dit is deur die liefde waar ons weet die vrede breek deur. Dit is deur die liefde waar ons weet ons kan na God toe gaan. Deur die liefde waar ons weet ons hoef nie te twyfel in die dag van môre nie. Dit is deur die liefde waar ons kan gaan sit en net God se genade indring, waar ons kan rus, waar ons kan veilig wees en waar ons weet God sal vir ons sorg. Dit is ongelooflike woorde. Ek sluit vanoggend se boodskap af met die eenvoudige vraag: wat maak ons met die liefde wat God vir ons gegee het? Vincent van Gogh het in sy leeftyd net een skildery verkoop. Hierdie skildery. Die skildery se naam is The Red Vineyard of Vineyard. En dit beeld 'n toneel uit waar Vincent van Gogh gegaan het en hy het gekyk na die mense wat besig is om in die herfstseisoen te stroop. En so het hierdie beeld hom so geraak dat die navorsing sê hy hierdie beeld vanuit sy kop uit geskilder het, abstrak. Binne in hierdie beeld het Vincent van Gogh een ding probeer tuisbring, die Bybelse beginsel wat sê, vreugde word gevind wanneer daarmee gewerk. Wanneer iemand die vrug van jou arbeid sal moet pluk, sal daar iets wees wat hulle kan saam met hulle neem. Gaan lees dalk Deuteronomium 24 van vers 7 af en gaan lees die opdrag wat God vir sy volk gee. As jy oes, moenie 2 keer gaan oes nie, maar los iets na. As jy gaan stroop, moenie 2 keer stroop nie, los iets na. Maak seker dat dit wat jy doen, wat dit kan gebruik om op jou fondasie te bou. Die grootste geskenk wat ons as kerk ontvang het, die grootste nalatenskap wat ons vir ons kinders kan gee, die grootste geskenk wat ons as ouers het wat ons kan gee, is die liefde. Ja, is die liefde. God het eers die tree geneem om ons lief te hê. Wat maak ons met die liefde wat God vir ons gee? Amen. Here Jesus, so lief het U ons gehad, Here, dat U bereid was om U self te gee op 'n houtkruis, sodat ons wat hier sit vandag kan deel in die genade, die geskenk van die lewe, die volheid daarvan, 'n lewe los van verwyte, 'n lewe gevul met vrede en rus, 'n lewe wat kan getuig van dankbaarheid, omdat U die brug gevorm het tussen ons en U. Here, ek kan maar wanneer ons hier vandaan af heen gaan, dat ons daardie liefde wat ons ervaar en daagliks kry opnuut, sal deel met die mense daar buite. Dankie Here Jesus dat ons weet, U stuur ons. Dankie dat ons weet, U roep ons. En dankie Here Jesus dat U vir ons sê, ek het jou lief. Mag U verheerlik word, Here. En mag ons antwoord soos Jeremia geantwoord het, toe U gevra het, wie sal ek stuur, wie sal van my uitgaan? Hier is ek, Here. Stuur my. Vader, wees met ons elkeen vandag, mag U genade op ons rus, Here, en mag ons U koninkryk uitbrei
daar waar ons kom. Amen. God stuur jou nou in hierdie wêreld in met sy liefde. Ontvang van die genade van God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die bystand van die Heilige Gees rus op jou. God het jou lief, innig lief. Gaan wys daar die liefde vir die wêreld daar buite.